Baie welkom by die voorlesing van die Afrikaanse Sabbatskoolles vir blindes en swaarsiendes. Hierdie lesse word voorsien deur die Wêreldkonferensie van die Sewende Dag Adventiste Kerk. Die voorlesing van die les word aan u gebring deur SSL in samewerking met Adventiste Wêreldradio Afrikaans en word voorgeles deur Marlena Nel. Vrydag 12 Junie vir verdere studie. Dit is juis wanneer ons al die lewe se uitdagings in die gesig staar wat ons God die meeste moet aanhang. Die onderwerpe wat ons gedurende hierdie kwartaal beskou het, is alles dinge wat tot die instandhouding en herlewing van 'n sterk en noue wandel met God bydra. Bepeins die volgende vraag, asook die lesse wat ons tot dusver bestudeer het. Dit kan help wanneer die terugslae kom, wanneer jou gesondheid, jou finansies of jou huwelik begin lol, of wanneer 'n geliefde aan die dood afgestaan word, of selfs wanneer enige ander las van jou lewensvreugde beroof. Vrae vir bespreking. Vraag nommer 1. Dink aan 'n terugslag wat jy tans beleef of al voorheen beleef het. Watter uitwerking het dit of het dit gehad op die beeld van God wat jy het? Hoe kan jy God se ware karakter nou duideliker sien? Vraag nommer 2. Wanneer laas het jy gebid dat God se stem sterker as die van die vyand sal wees? Onthou net dat die dief, dit wil sê Satan, kom om te steel, te moor en te verwoes. Die Here daarenteen skenk ons lewe in oorvloed. Johannes 10 vers 10 lees, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe in oorvloed kan hê. Vraag nommer 3. Is jy nederig van hart? Vertrou jy dat die Here, ten spyte van swaar kry, steeds heerskappy oor jou lewe het en aan die stuur van jou lewensbootjie is? Gestel dit is nie die geval nie, dan kan jy jou die volgende afvra. Hoe leer ek om die goedheid en liefde van God met nederige vertroue te aanvaar? Vraag nommer 4. Hoe grondves jy jou daagliks in die woord van God? Vra die Here om daardie eerste liefde wat jy vir hom gehad het, weer te midde van al die uitdagings by jou aan te wakker. Vraag nommer 5. Hoe lank gelede het jy op jou knieë gegaan en jou tot God as trooster en raadsman gewend, met die vertroue dat hy hou by die belofte om jou nooit te begewe en jou nooit te verlaat nie? Hebreërs 13 vers 5 sê, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Vraag nommer 6. In oomblikke van swakheid kan jy bid soos gelees in Markus 9 vers 24 wat sê, ek glo Here, kom my ongeloof te hulp. Omring jouself met mense wat jou kan aanmoedig in plaas van ontmoedig. Vraag nommer 7. Hierdie ou wêreld gee nie altyd vir die swakkes, die onkundiges, die verwondes en die gebrokenes om nie. God se boodskap, dat hy sterk is wanneer ons swak is een wat lewens radikaal kan transformeer. Dink aan iemand wat jy vandag daarmee kan bemoedig. Ter opsomming, ons leef steeds in 'n sondige wêreld, vol pyn en lyding. Elkeen van ons staar een of ander tyd swaar kry in die gesig, beleef dinge wat soms daartoe lei dat ons die liefde van God bevraagteken. Tog kan ons terugkyk op die wyse waarop bepaalde Bybelfigure die lewe se terugslag hanteer het en ons kan moed skep. Ja, want ons reaksie in sulke tye kan wel ons wandel met God, met hom wat nooit verander nie en wie se liefde konstant bly, versterk. Maleagi 3 vers 6 sê vir ons, want ek die Here het nie verander nie en julle kinders van Jakob is nie verteer nie. Kom ons sluit af met gebed.
Ons liefdevolle Hemelse Vader, ons dankie vir die lesse wat ons geleer het oor die terugslag, die storms van die lewe, genesing en ook die lewe en die voorbeeld van Job. Liewe Heer, ons weet dat ons lewe in 'n wêreld wat gebroken is deur sonde, 'n wêreld vol pyn en teleurstelling en swaar kry, maar tog dank ons U. Ons dank U dat ons nie alleen is nie. Soos U by Job was in sy lyding, en soos Jesus saam met die disippels was op die Emauspad, so is U ook elke dag saam met ons. Help ons asseblief dat ons oë op Jesus gefestig mag hou in hierdie storms en woed, en wanneer ons nie verstaan hoekom hierdie moeilike dinge met ons gebeur nie. Liewe Heer, ons bid dat U die gewondes mag genees. Liewe Heer, versterk die moedeloses, die vermoeides en die wat twyfel, wees asseblief naby. Mag elke beproewing wat ons beleef, nie ons geloof verswak nie, liewe Vader, maar dat ons verhouding mag versterk, reeds deur hierdie tye. Maak ons ook asseblief instrumente van hoop en bemoediging, dat die liefde en genade en vertroosting wat ons van U ontvang, dat ons dit ook mag deel met almal rondom ons wat dit nodig het. Ons sê vir U dankie, ons loof en ons prys U wonderlike naam, en ons vra dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen.